Hoe vorder die ENSO-toestande en wat lê vir ons vir die res van die seisoen? Hierdie week se AMT landbouweervooruitskatting word moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Ek weet ek vra dit elke week, maar sal jy asseblief ons 'n groot guns doen en ons volg op YouTube of op Facebook. Dit verseker dat ons hierdie inligting week na week vir jou kan bring. So baie dankie vir jou ondersteuning. Goeiedag. Die winterreënvalgebied het vir die eerste keer hierdie seisoen goeie reën gekry. Sommer swaar reën plek. Ons het gesien daar was oorstromings in sekere gedeeltes. Reënval totale van tot 80 mm of selfs meer is gemeet, veral oor die wynlande en ook so bietjie ooswaarts. So ons is baie bly vir die winterreënvalgebied. Daar is nou damme wat begin 'n aanvulling kry, baie bly daaroor. Kyk ons na die reënvalkaart van 14 tot 20 April, dan sien ons duidelik die winterreënvalgebied, die blou gedeeltes wat goeie neerslae gekry het, maar dan ook die noordelike dele, Limpopo, dele van Noordwes provinsie, wat meer as 25 en party plekke meer as 50 mm reën gekry het. Daar's kolwe wat dit self swaarder gereën het, in die Hoopstad omgewing tot 100 mm. Nou, dit is die gebied, kom ons sê Noordwes Vrystaat, Noordwes provinsie, is die grondboongebied. En dit is waar die probleme nou begin ontstaan. Grondbone moet uitgehaal of getrek word. Dit begin in die grond al uitloop en dit is baie nat. So daar is redelik probleme wat daar ervaar word. Kyk ons na wat lê nog voor korttermyn. Is so die laaste week van April en kan ons sien die grootste deel van die land kan nog steeds reën verwag. Miskien 'n bietjie minder as die afgelope week, maar ons weet dit maak maar baie kolle en plek kan dit meer reën. Die van 30 April tot 6 Mei kan ons sien steeds redelike hoeveelhede reën of oor redelike groot gebiede wat reën kan voorkom. Bietjie fokus vandag op die El Niño. Hoe lyk 'n tipiese El Niño? Nou hierdie is maar net om vir ons te wys die rooi stafies, die waarskynlikheid vir 'n El Niño, en ons is sterker as 90% hier van die lente se kant af, so ons gaan 'n El Niño kry. Kyk ons bietjie na die reënval. Hierdie volgende tyd, Mei, Junie en Julie, is ons so in die oorgangsfase tussen La Niña en El Niño. Die blou gedeelte sê dit is 'n bogemiddelde kans om ten minste die mediaan of die normale reënval te kry. Die grys so 50-50 en die rooi en bruin en geel ondergemiddeld. So ons sien grootste deel van Suidelike Afrika, Mei, Junie en Julie gemiddeld, bogemiddeld. Augustus, September, Oktober duur dit voort. Jy kan sien oor groot gedeeltes. En dan November, Desember, Januarie. Dit is wanneer hierdie heeltemal omswaai en kry ons ondergemiddelde reën. En ons bietjie geografies ook kyk. En ons sien die donkerste kleure wat die swakste kans vir reën aandui, is meer oor die sentrale gedeeltes. So Noordwes, Vrystaat, selfs dalk dele van Mpumalanga, Oos-Kaap, meer die kusgebiede, Weskus, nie so ernstig nie, meer grys of geel. Desember, Januarie, Februarie kan ons sien dat oor die sentrale tot noordoostelike dele, die geel, bruin, rooi, ondergemiddeld, maar baie interessant, hier aan die linkerkant kan ons so 'n bietjie blou sien, oor die Weskus, die winterreënvalgebied, en meer grys hier oor die tuinroete, die kusgebiede. So nie so 'n groot effek Desember, Januarie en Februarie as wat dit het oor die sentrale binneland nie. Hier van Januarie, Februarie, Maart begin hierdie droog of die ondergemiddelde reënval meer weswaarts skuif, en ons sien in die oostelike dele van die land gemiddeld hier en daar selfs bogemiddeld die blou,
So nie so ernstig oor kom ons sê tuinroete Oos-Kaap, KwaZulu-Natal en dalk in Mpumalanga nie. En Februarie, Maart en April omtrent dieselfde patroon, maar ons sien dit skuif 'n bietjie weer weste kant toe. Maart, April, Mei, dit is die belangrikste groeimaande of van die belangrikstes, en dit is gewoonlik die tyd wanneer dit die swakste reënval gee. Kan sien rooi wat omtrent geen reënval of 'n minder as 20% kans gee om ten minste normale reënval te kry. Weste kant toe, Wes-Kaap, dan begin die koue fronte deurkom tydens El Niño, kom die koue fronte dikwels 'n bietjie vroeër. En ons sien ook meer die Natalse kusgebiede en die binneland nie so ernstig nie. April, Mei, Junie, dan sien ons dat die Suid-Kaap en dele van die winterreënvalgebied bo-gemiddelde reën wat verwag kan word. En dan is dit meer oor die sentrale en noordelike dele van die somerreënvalgebied waar dit baie warm en baie droog is. Nou, mens kan nie altyd sê geografies waar is die droogste gebiede nie. In die baie sterk El Niño van 1982-83 was die senter meer hier oor die Vrystaat en KwaZulu-Natal was seker die droogste seisoen op rekord amper van daardie tyd af tydens die El Niño. So daar is geografiese verskuiwings, maar ja, daar is verskille binne die land waar die El Niño 'n groter of 'n kleiner effek het. Opsommend, korttermyn, nog reën vir beide die somer- en winterreënvalgebied. Tot hier lyk my Mei, begin Junie se kant. La Niña het verdwyn en El Niño begin ontwikkel. Hoe lyk 'n tipiese El Niño? Reënval gemiddeld tot bo-gemiddeld van die herfs, winter, lente, maar ondergemiddeld van November tot April. Dit begin in die ooste kant en dan skuif die droër toestande weswaarts. Winterreënvalgebied se vooruitsigte lyk meer positief as wat dit so 'n paar weke of 'n paar maande gelyk het. So ja, ek hoop jy kan hierdie 'n bietjie duidelik kyk en beter verstaan, maar dis soos 'n tipiese El Niño lyk. Baie dankie Johan, soos gewoonlik baie insiggewend gewees. Hierdie episode word moontlik gemaak deur Kom die Graanbemarking. Sien weer volgende week.